Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Vanoggend fokus ons op herlewing en veral dan op die kragtige werk wat die Heilige Gees in herlewingstye doen. Ons tema, herlewing, dit is die Gees wat dit doen. Kom ons bid net saam. Besoek u volk, o Heer, o kom terwyl ons buig, en wek ons met 'n magswoord op. Laat ons u lof betuig. Here, kom besoek en ontmoet elkeen van ons wat vandag na hierdie boodskap luister. En wil u gee dat u woord ingang in ons harte sal vind en dat u woord ook nie leeg na u toe sal terugkeer nie. Amen. Vriende, ons skriflesing Jesaja 44 vers 3 tot en met vers 5. Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die droë grond. Ek sal my gees uitgiet op jou kinders, my seun op jou nakommelinge. Hulle sal uitspruit soos gras in die veld, soos wilgerbome langs waterlope. Die een sal sê, ek behoort aan die Here en homself 'n nakomeling van Jakob noem. Die ander sal op sy hand skryf, die Here sin, en homself 'n lid van die volk Israel noem. Liewe broer en suster, liewe vriende, die Here het dit op my hart gelê om vandag oor die belangrike onderwerp van herlewing met julle te praat en veral dan te fokus op die enorme rol wat die Heilige Gees in herlewing speel. Vriende, baie predikante en ook lidmate, gelowiges, begeer nuwe lewe en geestelike verdieping in hulle gemeentes. Maar hulle hou nie altyd rekening met die feit dat dit net die Heilige Gees is wat nuwe lewe en ware herlewing kan bring nie. Ons bied kursusse aan en ons hou konferensies en ons bring die nuutste vorme van tegnologie in en ons maak die eredienste so mensvriendelik as moontlik, maar ten spyte van al hierdie pogings bespeur en ervaar ons maar weinig nuwe geestelike diepte en groei. Want liewe vriende, alles baie van hierdie veranderinge heel positief en goed, is dit slegs die Heilige Gees wat nuwe lewe kan bring. Dr. Andrew Murray skryf in sy boek Die Geestelike Toestand van die Kerk, skryf hy heeltemal tereg dat daar bo alles twee dinge is wat absoluut nodig is. Die een is die krag van die Heilige Gees en die ander een is meer gebed. Sonder hierdie twee dinge sal 'n gemeente en ook ons as individuele gelowiges nie tot nuwe lewe opgewek word nie. Ons eerste gedagte, belangrike gedagte vanoggend is dan ook dat dit die werk van die Heilige Gees is wat nuwe lewe bring. Die Gees bring nuwe lewe. Vriende, as ons na al die beloftes van die koms en die werking van die Heilige Gees in die Ou Testament kyk, dan merk ons dikwels dat die koms en die werking van die Gees met die uitgiet van water gesimboliseer word. En dat daar, waar hierdie heerlike water uitgestort gaan word, wonderlike veranderinge gaan plaasvind. So sê die Here dan ook vandag vir ons in Jesaja 44, ons teksgedeelte in vers 3. Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die droë grond. Ek sal my gees uitgiet op jou kinders. Vir Israel was hierdie belofte destyds ingebed in Jesaja se profetiese woorde dat die Here vir hulle gaan verlos uit die verdrukkende tyd van die Babyloniese ballingskap en dat die Gees nuwe lewe
vir hulle gaan bring. Baie skrifverklaarders is dan ook van mening dat die verwysing na die Gees wat nuwe lewe gaan bring, hier ook 'n onderpand is van die Pinksterbelofte van Joël 2 vers 28, die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees. En so kan ook ons as Nuwe Testamentiese kerk van Jesus ook weet dat dit die werking van die Heilige Gees is wat ook vir ons nuwe lewe bring. Ook ons sal onder die Gees se werking uitspruit soos gras in die veld, soos wilgebome langs waterlope, soos ons in Jesaja 44 vers 4 van lees. En in dieselfde trant beloof Jesaja 32 vers 15 dat wanneer die Gees op God se kinders uitgegiet word, die veranderinge groot en duidelik sigbaar sal wees. Luister, so sal dit wees totdat die Gees van bo af op ons uitgestort word. Dan word die woestyn 'n vrugteboord en word die vrugteboord so dig dat dit vir 'n bos aangesien word. Vriende, die boodskap is duidelik. Daar waar die water van die Heilige Gees oor en ook deur mense se lewens vloei, in Israel se bevryding en herstel, maar ook in die toerusting en die vernuwing van die kerk van Jesus, daar vind daar enorme veranderinge in mense lewens plaas. Oral waar die Gees se waterstrome vloei, sprei daar nuwe lewe uit en kom daar baie duidelike groei. Vriende, God wil hê dat ons as gelowiges en as gemeentes sal opbloei en propvol groenigheid sal wees en dat ons volop vrug sal dra. Wanneer God herlewing stuur, dan doen hy dit deur sy Gees. En gee aan sy kinders wie se geestelike lewe droog en dor geraak het, weer 'n vars salwing van sy Heilige Gees. Soveel so dat ons deurdrenk word van die Gees en ons lewens totaal verander. In Johannes 7 verduidelik Jesus dat die Heilige Gees die gelowige se lewe op so 'n wyse kan vul dat jy nie net leef nie, maar dat jy self soos 'n fontein word, 'n fontein van lewende water wat opborrel en selfs oorloop na die mense rondom jou. Want, liewe vriende, die lewende water van die Gees is nie net bedoel om jou eie dors te les en in jou eie behoeftes te vervul nie. Dit wil vanuit my en jou lewe ook oorloop na ander, om ook hulle lewens aan te raak en in groenigheid te verander. Soos Jesus het self so treffend stel in vers 37, hy sê, met elkeen wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. En dan voeg vers 38 nog by, hiermee het hy na die Gees verwys. Broeder en suster, vriende, mag die Here deur sy Gees herlewing stuur. En mag die lewende water van sy Gees nie net soos heerlike geestelike reën op ons uitgegiet word en in ons lewens invloei nie, maar mag dit ook uit ons lewens begin opborrel en oorspoel na ander. Dit bring vir my by 'n tweede gedagte, en dit is naamlik dat die Gees tydens herlewingsbesoeke baie kragtig werksaam is. Die Gees werk kragtig. Vriende, wanneer God herlewing stuur, vind daar 'n nuwe kragtige salwing van die Heilige Gees plaas, wat gewoonlik gevolg word deur 'n diep oortuiging van sonde en gelowiges wat weer hulle lewens regkry, hulle lewens opnuut met God regmaak. En saam met hierdie vernuwing van die gelowiges, vind daar ook redding van baie ongelowiges plaas. En as deel van hierdie kragtige werk van die Heilige Gees, vind daar ook by alle herlewings kragtige tekens
en wonders plaas, onder meer ook genesingswonders, en is daar ook 'n duidelike aanwesigheid van die gawes van die Heilige Gees. Baie keer gebeur daar ook vreemde dinge, soos wat mense byvoorbeeld, dat mense die geruis van wind hoor, wat toenemend harder word, of dat mense sommer almal hardop saam tegelyk begin bid, soos wat in 1860 in Woester gebeur het. Verder word gelowiges gewoonlik kragdadig deur die Heilige Gees vervul en opnuut uit die hoogte uit toegerus om Jesus se getuies te wees. Vriende, in herlewingstye ervaar gelowiges op die mees duidelike wyse die Here Jesus se belofte: julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Handelinge 1 vers 8. Dominee Benny Mostert, wat hom ook al baie jare vir herlewing beywer, hy skryf in sy boek Wanneer God mense nuut maak, skryf hy dat ons land 'n groot behoefte het aan so 'n kragtige besoek van die Heilige Gees. Hy skryf een ding is seker: sonder 'n magtige uitstorting van die Gees van God en 'n landswye herlewing in Suid-Afrika sal ons land nie verander nie. En dan voeg hy by so 'n bietjie verder: ons het die krag en die vuur van die vroeë Christelike kerk nodig. En vriende, daardie krag van die vroeë kerk was niks anders nie as die krag van die Heilige Gees, waarmee die gelowiges op Pinkstersondag toegerus is nie. En die wonderlike nuus is dat die kerk vandag nog, veral in herlewingstye, ook sulke heerlike besoeke van die Heilige Gees ontvang, en dat daar dan ook heerlike veranderinge en groei in die lewens van God se kinders plaasvind. Mense wat herlewing beleef het, sal altyd daaroor getuig dat herlewing 'n spesiale en 'n kragtige aanraking van die Gees van God was. Die geleenthede wanneer gelowiges op 'n baie besondere wyse die kragtige stortbuie van die Gees ervaar en met die vuur van die Gees toegerus word. Herlewingstye, vriende, tye wat ons by uitnemendheid die groot krag van die Heilige Gees sien en ervaar. Maar, liewe vriende, ek wil uitkom by 'n derde en 'n laaste gedagte, en dit is naamlik dat ons as kinders van die Here groot erns moet maak om te bid vir herlewing deur die Gees. Bid om 'n vars salwing van die Heilige Gees. Vriende, die werking van die Heilige Gees is vir die Christelike kerk so noodsaaklik soos wat olie is vir 'n masjien. Maar indien 'n masjien nie gereeld geolie word nie, gaan dit nie glad en goed funksioneer nie, en kan dit later selfs gaan staan. En net so gebeur dit ook met gelowiges en selfs met gemeentes. Die olie of die salwing van die Heilige Gees is onontbeerlik en noodsaaklik vir alle gelowiges ten einde oorwinnend te leef, maar ook om met die krag van die Here te bedien. Broer en suster, die salwing van die Heilige Gees bring die krag van die Here op jou. As kinders van God het ons die Heilige Gees ontvang, maar die krag van die Heilige Gees raak eers vir ons 'n werklikheid wanneer ons onder die beheer van die Heilige Gees begin lewe. En daarom het ons almal die vervulling met die Heilige Gees nodig. As ons nie geesvervuld leef nie, sal ons weliswaar gelowiges wees, maar gelowiges sonder krag. Baie van ons ervaar nie die krag van die Gees nie, omdat ons nie onder die beheer van die Heilige Gees leef nie. En die vernaamste rede hiervoor is gewoonlik sondigheid in ons lewens. Ons lewe in sonde, ons lewe vleeslik, ons lewe wêreldgelykvormig, en so smoor en blus ons die Gees uit en ervaar ons geen krag nie.
En ongelukkig streef baie Christene ook nie na 'n geesvervulde lewe nie. Baie van ons bevind ons in 'n staat van geestelike droogheid. En daarom, liewe vriende, bestaan daar in baie kerke en in baie lidmate se lewens 'n enorme behoefte aan 'n vars salwing van die Heilige Gees. Al God se kinders het van tyd tot tyd 'n vars salwing van die Gees nodig. En daarmee bedoel ek eintlik niks anders nie as 'n kragtige vervulling van die Heilige Gees. 'n Mens sou kon sê dat God weerslag sy kerk met die Heilige Gees moet kom olie, sodat ons masjinerie weer nuut en glad en effektief kan werk. God doen dit wanneer hy individue aanraak en bekragtig vir 'n bepaalde taak. Maar die heerlike waarheid is dat hy dit soms ook op groter skaal doen, deur herlewing onder sy kinders te stuur. Herlewing kan op verskillende maniere beskryf word, maar dit bevat altyd so 'n nuwe vars salwing van die Heilige Gees. Herlewing is nie 'n mensgemaakte ding wat ons kan organiseer nie. Nee, herlewing is 'n kragtig besoek van die Here, waar tydens hy sy kerk opnuut kom diens en met die Heilige Gees kom olie. Vriende, kom ek maak vir ons klaar. Kom ons bid dan dat Jesus in hierdie tyd wat voorlê, soos deur baie profetiese woorde beloof, aan ons as gelowiges en ook aan baie gemeentes, maak nie saak van watter kerklike denominasie nie, dat Jesus 'n kragtige vars salwing van sy Heilige Gees aan ons sal gee, sodat ons in hierdie tyd weer heerlik opgeskerp sal word in ons liefde vir die Here, in ons diens aan die Here en natuurlik ook in ons getuienis vir hom. Want as die Here ons deur sy Gees op so kragdadige wyse besoek en die heerlike stortbuie van die Heilige Gees op ons uitgiet, dan sal ons as kerk van Jesus en ook as breër gemeenskap, en dit sal uitkring na die gemeenskap, en ook as land radikaal verander word, van 'n woestynwêreld in 'n heerlike grasgroen en vrugbare wêreld, van 'n geestelike woestyn na 'n ware en 'n pragtige vrugteboord wat oorvloedige vrug tot sy eer sal oplewer. Mag ons Here dit spoedig doen. Amen. Here Jesus, in ons toestand van geestelike droogheid en louheid, is dit vandag ons diepste gebed dat U ons met 'n vars salwing van U Heilige Gees sal kom besoek. Ons gemeentes, ons dorpe, ons stede, ons land, maar ook elkeen van ons persoonlik. Kom salf ons Here opnuut met die krag van U Heilige Gees, sodat daar nuwe lewe in ons sal ontspring. En ons in baie groter gehoorsaamheid aan U sal begin lewe, sodat ons ook met groter krag sal begin getuig en met 'n nuwe liefde vir U sal lewe. Kom Heilige Gees en bring herlewing in U kerk. Kom bring herlewing in ons elkeen se hart. Ons bid dit met 'n verlange en ons bid dit ook met 'n verwagting in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, ons slotlied, Let your living water flow over my soul. Geniet die lied en vriende, daarmee groet ek vir julle. Onthou om volhardend te bid vir 'n kragtige besoek van die Heilige Gees en vrede vir jou.
Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens onto you I roll. Your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens onto you I roll. And take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubt and fear and take my pride. Draw me to your love and keep me by your side. Jesus, let him fill your soul. Let him take you in his arms and make you whole. As you give your life to him, he'll set you free. You will live and reign with him eternally. Let your